Is jy reg? Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons op hierdie koue oggend kon opstaan met warm harte. Want U het ons sonde vergewe en ons name geskryf in die boek van die lewe. Iets wat ons nooit kon verdien het nie. Iets wat U vir ons gegee het uit U genadige en barmhartige hart. En ons dankie vanmôre vir die voorreg wat ons het om hier saam te kan wees. Saam met mede-pelgrims, Here, mense wat ons liefhet, wat saam met ons die pad stap. Ons dankie dat ons kan luister na U woord vanmôre en ons bid dat U ons sal kom seën uit U woord. En soos wat ons deur hierdie boek beweeg, dat U vir ons genadig sal wees, dat ons sal snap en sal sien, Here, wat dit is wat U wil hê ons moet leer terwyl ons na hierdie boek kyk. Dankie, Here, dat ons almal wat U hulp en versorging en aanraking nodig het vanmôre in U hande kan plaas en kan vra, o Here, U wat die groot geneesheer is. U, Here, wat weet wat U doen. Ons sit elke een in U kosbare hande en ons erken dat U in beheer is. Ons vra dit net in Jesus se naam. Amen. Vriende, verlede week het ons begin met die profesie van Habakuk en ons het net vinnig en oorsigtelik na die profesie van Habakuk gekyk. En ons het gesien dat Habakuk worstel met God want hy verstaan nie. Hy kan nie verstaan waarom God net alles laat gaan nie. In Juda, die geestelike verval van Juda nie. Dis in elk geval hoe dit vir hom gevoel het. Dis nie dat God alles laat gaan het nie, maar dit het so vir hom gevoel. God antwoord hom dan op sy vraag en daarna rus hy in die Here. En nou vind hy sy vreugde in God en nie meer in sy omstandighede nie. Vandag gaan ons begin dan met hoofstuk 1 en ons tema vandag is die voorbeeld van Habakuk. Die voorbeeld van Habakuk, die voorbeeld wat hy vir ons is as Nuwe Testamentiese kinders van die Here. Die opskrif in ons Afrikaanse Bybels is geweld en onreg in die volke wêreld. David Guzik gee aan hierdie hoofstuk die tema The Prophet's Problem. In die King James is die opskrifte as volg in hierdie hoofstuk: Habakuk's Complaint, tweede gedeelte The Lord's Answer, derde gedeelte Habakuk's Second Complaint. Die hoofstuk open met Habakuk en sy las. Die las wat die profeet Habakuk gesien het. Die van julle wat 'n Bybel hier het, kan saam met my blaai na Habakuk hoofstuk 1. En soos chart en wat julle wat daar van Groblersdal af kom sal weet, Dominee Sean sê altyd as jy nie 'n Bybel het nie, gaan sit asseblief langs 'n Christen. Die van julle wat 'n Bybel het, maak oop by Habakuk 1 vers 1. Die Godspraak wat Habakuk die profeet gesien het. En soos ons al in die verlede gesien het, beteken die woord Godspraak in die Hebreëus 'n las. Die King James praat van 'n burden. Daarom praat die Bybelkenners ook dikwels van the burden of prophecy. Die las van profesie. Want dit was moeilik vir die profete, dit was nie vir hulle maklik om met God te worstel nie. Dit was nie vir hulle maklik om God se oordeele en sy wraak oor die volk aan te kondig nie. Dit was nie vir hulle maklik om die geestelike verval om hulle te aanskou en te beleef nie. En die profete het konstant hierdie las gedra. En dikwels het hulle daarvoor gesterwe. Dit laat my elke keer wanneer ek met die profeseë te doen kry, net weer besef hoe vals en arrogant die profete van die sogenaamde nuwe apostoliese reformatie is. Hulle wat probeer om voordele te kry uit die rol van die profeet en wat dit misbruik en mense manipuleer tot hulle eie voordeel. Verskoning, maar Habakuk, soos Amos en Jesaja en die ander profete, was ware profete. Die jong mense sal sê, hulle was legit. Hulle het die las van profesie gedra. Hulle het die woorde van God in hulle harte gebære. Hulle het deur die lewe gegaan en hierdie las wat God op hulle skouers neergesit het, het hulle gedra en dit oorgedra na God se mense. The burden of prophecy. David Guzik maak die volgende opmerking. Hy sê, ons weet nie hoe oud Habakuk was
toe hy hierdie profesie gegee het nie, maar dit is waarskynlik dat hy gedurende die tyd van die godvrugtige koning Josia gelewe het. Maar hy het hierdie profesie gegee tydens die bewind van een van Josia se nakomelinge. En dan haal hy vir Boyce aan wat skryf, Habakuk het dit geweet hoe dit is om gedurende die tyd van herlewing te leef en te sien dat Josia die baalgoeders omgooi en hy maak die land skoon en die hele volk keer terug na God toe. Hy het in hierdie tyd gelewe, hy het dit gesien, hy het dit beleef en nou om weer te sien hoe dat die nasie in sonde verval, was vir hom verskriklik. Habakuk het 'n probleem gehad. Hy het deur 'n periode van nasionale herlewing geleef, gevolg deur 'n tydperk van geestelike agteruitgang. Hy's verstaanbaar omgekrap en nou moet hy magteloos toekyk hoe die volk net eenvoudig geestelik agteruitgaan. Habakuk het 'n las gedra, sê Guzik, nie net in die sin van 'n swaar boodskap nie, maar soos 'n swaar gewig. Die boodskap was swaar in sy inhoud, omdat Habakuk die komende oordeel oor Juda moes aankondig. Dit was ook swaar in sy bron, omdat Habakuk die boodskap van God af ontvang het, en elke woord daarvan was swaar met betekenis en relevantie. Dit bring ons by Habakuk se eerste probleem. Hy vra aan God die vraag, hoe lank, o Here? Hoe lank? Vers 2 tot 4. Habakuk vra, want dit lyk vir hom asof God die oordeel oor Juda uitstel, asof God nie in beweging kom om sy mense geestelik wakker te maak nie. Vers 2 tot 4. Hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar u hoor nie. Skreeu ek tot u geweld, maar u help nie. Waarom laat u my onreg sien en aanskou u die moeite? Ja, verwoesting en geweld is voor my oë, en daar is stryd en twis begin. Daarom verloor die wet sy krag en die reg kom nooit meer tevoorskyn nie, want die goddelose omsingel die regverdige, daarom kom die reg verdraaid tevoorskyn. Ek sê, Habakuk het na die geweld en die ongeregtigheid om hom gekyk in die nasie van Juda, en hy vra dan aan God, waarom stel u nie hierdie dinge reg nie? En hy gaan voort en hy vra die vraag, waarom wys u vir my ongeregtigheid en laat u my moeilikheid sien? En dan sê hy, dit was en is 'n uitstekende vraag. Waarom laat God ons ongeregtigheid en probleme en moeilikheid sien in onsself en in ander? En dan gee hy 'n paar redes waarom God dit toelaat. Waarom God toelaat dat ons moeilikheid sien en beleef, ongeregtigheid sien en beleef, dat ons deur die pyn van hierdie wêreld moet gaan. Eerstens sê hy, dis om ons nederig te hou. Tweedens, om ons onderdanig aan God te hou in tye van moeilikheid. En derdens, om ons te help om sy heil en sy verlossing nog meer te waardeer. Dan volg die redes waarom God toelaat dat ons ongeregtigheid en sonde en moeilikheid en probleme in ander mense sien. Hy sê, dis sodat ons kan sien hoe ons sou wees sonder God se genade. Ook om ons die goddeloosheid van sonde te laat sien en besef, sodat ons dit kan vermy en dit haat en self nie daaraan toegee nie. En om ons die genade van God te laat bewonder, wanneer hy diep verlore sondaars uit genade red. Spurgeon gee sy eie redes. Hy sê dat God toelaat dat ons die ongeregtigheid en die moeilikheid in die wêreld en in mense sien, in sy woorde, sodat ons meer ernstig kan werk om hulle te red en die koninkryk van die Here uit te brei. Hy sê, ag my broeders, ons moet meer van die kwaad van mense weet, om ons meer ernstig te maak in die soeke na hulle verlossing. Want as daar iets is waarin die kerk tekort skiet, is dit die saak van erns. Habakuk is omgekrap. Om hom is onreg, probleme, roof, geweld, twis, konflik en die wet is magteloos. Geregtigheid kom eenvoudig net nie na vore nie en die verdorwenheid gaan net voort. Habakuk het probleme van sonde oral gesien, van persoonlike verhoudings binne die huisgesin tot binne in die howe waar regspraak struikel.
En dit het hom so ontstel dat hy uitroep en vra, waarom God nie dan die oordeel bring en hierdie dinge onmiddellik regstel nie. Habakuk het vrae hanteer wat na vore kom wanneer iemand regtig in God glo, maar rondkyk en sien dat die wêreld nie ooreenstem met hoe hy of sy wil hê dit moet wees nie. Habakuk het dit gesien, veral met sy herinnering aan die vorige tye van herlewing, en hy vra, Here, waarom laat U dit toe? God antwoord hom dan, vers 5 tot 6. Hy sê, ek gaan die Babiloniërs bring om hierdie oordeel oor Juda te voltrek. Aanskou onder die nasies en merk op, en staan verstom, want ek gaan iets in julle daar doen, wat julle nie sal glo, as dit nie vertel word nie. Want kyk, ek gaan die Galdeërs opwek, die Babiloniërs, daardie kwaai en onstuimige nasie, wat trek deur die wytes van die aarde, om wonings in besit te neem wat nie aan hom behoort nie. God wys aan sy profeet sy hand. Hy sê die oordeel gaan kom van Babylon af. En dan gee God meer detail oor hierdie vyand wat op pad is, vers 7 tot 11. Hy beskryf die krag en die spoed van die Babiloniese leer, hoe vinnig hulle op Juda sal afkom, vers 7 tot 11. Verskriklik en gedig is hy. Van homself gaan sy reg en hoogheid uit, en vinniger as luiperds is sy perde, en gouer as aandwolwe, en op 'n galop kom sy ruiters, ja sy ruiters, van ver kom hulle aangevlieg, net soos 'n arend wat op sy prooi neerskiet. Hulle kom almal om geweld te pleeg, die rigting van hulle gesig is vorentoe, sodat hy gevangenes versamel soos sand. Ook dryf hy spot met konings, en vorste is vir hom 'n belaging. Hy lag om elke vesting, hy hoop grond daarteen op en neem dit in. Dan gly hy verby, 'n wind, en trek verder, maar word skuldig, hy wie se krag sy God is. Habakuk wonder eers, hoekom vertoef die oordeel? Nou sê die Here vir hom, soos ons verlede week gesien het, ek gaan die Babiloniërs bring, en my oordeel sal inderdaad kom, maar hulle is afgodedienaars. En dit bring ons by Habakuk se tweede probleem. Nou vra hy, waarom doen U dit juis op hierdie manier, Here? Habakuk wonder nou, waarom God 'n nasie wat slegter as Juda in sonde geval het, wil gebruik om oordeel oor Juda te bring. Verbaas hy dan aan God in vers 12, is hy dan nie uit die voortyd nie, o Here my God, my heilige? Ons sal nie sterwe nie, Here, tot 'n strafoordeel het U hom bestel, en oor rots, tot 'n tugroede het U hom bestem. In ons Afrikaanse Bybels is die opskrif van vers 12, laat God nou die geweld seëvier? Laat God die geweld seëvier? Dis asof hy in sy hart vra, Here, gaan U nou verkeerd regmaak met verkeerd? En ons weet mos in die Engels sê die spreekwoord, two wrongs don't make a right. Here, dit wat U hier wil doen, maak nie sin nie. Eers is hy van stryk omdat daar geen oordeel teen Juda is nie, en nou is hy van stryk omdat die nasie wat op pad is, die Babiloniërs gaan wees. David Guzik skryf, dit sou wees soos om God aan te roep oor die toestand van die kerk in Amerika, en dan die volgende antwoord van God af te kry, ek gaan die probleem oplos deur 'n vyand wat Amerika sal inval. En dan sou 'n mens kon sê, wag 'n bietjie Here, wag net so 'n bietjie. Die probleem is erg, ja, maar U geneesmiddel is erger. En Habakuk worstel met God hieroor. Julle sal onthou, verlede week het ons gesê dat hy sê selfs vir God, maar die onskuldiges gaan ook omkom, U is nou te hard. En tog sê God vir hom, dis presies wat ek gaan doen. Habakuk gaan dan voort in vers 13 en hy sê, maar Here, U wat te rein is van oë om kwaad aan te sien en die onreg nie kan aanskou nie, waarom aanskou U die trouelose en swyg U wanneer die goddelose die verslind wat regverdiger is as hy? Praat hier van die Babiloniërs. Hy sê, Here, U oë wat nie eers na onreg kan kyk nie. En ons weet dat Habakuk maak 'n denkfout hier, want God sien alles wat gebeur. As Habakuk in sy denke dink dat God kyk nie na onreg nie, dan maak hy 'n fout, want God sien elke onreg.
Alles word neergeskryf deur sy engele. Van elke daad en elke woord en alles wat gebeur, is daar 'n rekord. Niks gebeur wat voor die oë van God verborge is nie. Vriende, het ons al vir 'n oomblik daaraan gedink, hoe dit God se hart moet skeer, terwyl hy met hierdie mensdom sit vir wie hy die lewe gegee het, wat teen hom gedraai het, en nou moet hy sit en kyk elke dag, hoe mense vermoor word en verkragt word. Dan sê hy, maar hoekom doen hy nie iets nie? Hy het iets gedoen. Hy het sy seun gestuur, en hy gaan aan die einde van hierdie bedeling, gaan hy met die nasies deel, maar hy moet elke oomblik van elke dag die sonde en die ongeregtigheid van hierdie wêreld aanskou, met sy rein en heilige oë. Kan jy dink wat doen dit aan sy hart? Hy sien alles. Habakuk gaan nou voort met sy klagte en hy sê, maar Here, so maak U dan ons nou mense soos die visse van die see, soos kruipende gediertes wat geen heers oor hulle het nie. Hy praat nou van Juda. Hy sê, die Babiloniërs, trek hulle almal op met die hoek, sleep hulle in sy net en vergader hulle in sy seën, en dan sy vrolik en hy juig. Daarom offer hy aan sy net en laat rook opgaan vir sy seun, want deur hulle is sy aandeel vet en sy spys weelderig. Sal hy daarom sy net uitskit en gedurig deur nasies doodmaak sonder verskoning? Nou praat hy van hoe die Babiloniërs werk, en hy sê, Here, maar ons, Juda, is soos visse wat in 'n net gevang gaan word. Habakuk wonder hoe lank God sal toelaat dat die Babiloniërs met hulle wrede veroweringe van nasies sal voortgaan. En vir hom is Juda net so maklik soos om visse in 'n net te vang. Hy sê, Here, ons het geen leier nie. Ons het geen krag om onsself te verdedig nie. Hierdie mense sal ons dan mos baie maklik vang en vernietig. En hier stop Habakuk sy gesprek met God. Hy het sy klagtes voor God neergelê. Hy's omgekrap en hy verstaan nie. En hy het dit in gebed vir God gesê. En nou sê hy, nou gaan ek op die wagtoring sit en ek gaan kyk wat God my gaan antwoord en of die Babiloniërs gaan kom. Hoofstuk 2 vers 1. Op my wagtoring wil ek gaan staan en op 'n skansmuur my stel, en ek wil bespeer om te sien wat hy my sal spreek en wat ek op my klagte moet antwoord. Nou in die King James lees hoofstuk 2 vers 1 in die Engels as volg. I will stand upon my watch and set me upon the tower and will watch to see what he will say unto me, and what shall I answer when I am corrected or reproved. Met ander woorde, ek sal op die muur gaan sit en wag dat hy my antwoord en dat hy my regstel en my korrigeer. Vriende, daar is 2 waarhede wat ons by Habakuk kan leer as Nuwe Testamentiese kinders van die Here. Hy is vir ons 'n voorbeeld in 2 belangrike sake. Die eerste is die waarheid dat die geestelike verval van mense pla bloedgewaste kinders van die Here. Die geestelike verval van mense, families, samelewings en lande pla, hinder, krap om, maak hartseer die bloedgewaste kinders van die Here. Morgan skryf hieroor, hy sê, hierdie profesie handel oor die probleme wat deur geloof geskep word en oor die goddelike antwoorde op die vrae wat hierdie probleme voortbring. En hier sien ons weer so duidelik die probleem van die bloedgewaste kind van God. Die ongemak van die bloedgewaste kind van die Here, die wedergeborene in hierdie wêreld. Want die wedergebore kind van die Here is reeds deel van God se heilige koninkryk, maar nog steeds in hierdie wêreld met sy gemors en sy ongeregtigheid, sy sonde en alles wat agteruit gaan. Want ons is in die wêreld, maar ons is nie
van die wêreld. 'n Transformasie het plaasgevind in die hart van 'n bloedgewaste, wedergebore kind van God. En van daardie oomblik af vorentoe kan niks ooit weer dieselfde wees nie, want alles het nuut geword. Paulus skryf dit in 2 Korintiërs 5 vers 17. Wanneer hy met ons praat in die konteks van ons nuwe hemelse woning, en hy sê vir ons, daarom, as iemand in Christus is hy of sy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, alles het nuut geword. Die wedergebore kind van die Here is nou deel van 'n ander koninkryk. 'n Ander realiteit. 'n Ander werklikheid. En vriende, 'n wedergebore bloedgewaste kind van die Here kan nooit weer dieselfde persoon wees as voorheen nie. Nie eers al val jy terug in sonde, kan jy weer dieselfde wees nie. Want jy het gedrink uit die fontein van lewe. Jy het gesmaak die vrede van God, die heerlikheid van sy heiligheid. En daarom as jy terugval in sonde, sal dit nooit weer vir jou dieselfde wees nie. Habakuk was nie gemaklik met die goddeloosheid en die sonde van Juda en sy volk nie. Hy was nie gemaklik daarmee dat God se volk die weg gevolg het van die nasies om hulle nie. Dit het hom omgekrap en tereg so. Dit behoort hom om te krap. Want dit behoort elke bloedgewaste, wedergebore kind van God om te krap wanneer die goddeloosheid toeneem. Wanneer 'n volk of 'n gemeenskap of 'n land of 'n dorp in sonde verval, as die volgende geslag geestelik veragter, as dit lyk of ongeregtigheid toeneem en seevier, dan krap dit 'n wedergebore persoon diep in die hart om. Dit kan nie anders nie. Dit behoort ons diep in ons gees om te krap. Wanneer ons stadions op 'n Saterdagmiddag vol sit en almal is besig om God rugby te aanbid, en op 'n Sondagoggend is die kerke leeg. Dit behoort ons om te krap. Dit behoort 'n las in ons hart te veroorsaak. Dit behoort ons diep in ons gees om te krap en 'n las in ons harte te veroorsaak wanneer ons laerskoolkinders pornografie kyk en aan drank blootgestel word. Behoort ons om te krap, soos dit Habakuk omgekrap het toe sy volk in sonde verval het. Dit behoort ons diep in ons gees om te krap en te grief as ons studente op ons universiteitskampusse, verskoning, die room van ons jong mense, papdronk word. Behoort ons om te krap. Behoort ons diep in ons gees om te krap wanneer seksuele losbandigheid onder ons mense toeneem, asof daar niks meer verkeerd is nie. Dit behoort ons te grief hierdie dinge. Dit behoort ons te dryf tot gebed en smeking voor die Here en sê, Here, sien U dan nie? Soos Habakuk. Wanneer 'n sogenaamde bloedgewaste kind van die Here gemaklik is met sonde en goddeloosheid, is daar fout. Dis nie normaal nie. Ons kan nie gemaklik wees met sonde en ongeregtigheid nie. Een van twee dinge is dan 'n werklikheid. Of daardie persoon is besig om geestelik terug te val, of daardie persoon het nooit werklik by wedergeboorte uitgekom nie en was hoogstens net godsdienstig. 'n Mens sien dit in die praktyk, sien jy beide van hierdie gevalle as 'n mens in die bediening is en 'n lang pad saam met kinders van die Here loop. En sien 'n mens mense wat eens werklik wedergebore was, wat werklik met God gewandel het, wat teruggeval het en weer koud geword het,
en die wêreld en sy sonde weer lief gekry het, en hulle word dikwels erger as voor hulle bekering. En dan die sogenaamde kind van die Here, die fake Christen, wat 'n gedaante van godsaligheid het, wat 'n gelowige en 'n godsdienstige is op 'n Sondag, maar die res van die week leef in sonde, en gemaklik is in sonde, en wat hom of haar verlustig in hierdie wêreld en sy plesier, en sy stelsels en sy dinge, en wat die wêreld en sy afgoderry geniet, ten volle, en wat hulle eie koninkryke hier bou. Fake Christene. Jy kan nie 'n wedergebore kind van God wees, en gemaklik wees met die sonde en ongeregtigheid in hierdie wêreld nie. Kan nie. Dit is, die Engelse sê, mutually exclusive. Jy het 'n nuwe natuur, jy het 'n nuwe hart. Ek kyk op Facebook hoe probeer 'n dame in so 'n klein varkie bad. Daai ding skree. Hoekom? Hy wil nie gewas word nie. Hy wil modder hê. Hy's 'n vark. Hy's gemaklik in modder, nie in skoon water nie. Dis sy aard. Maar as jy 'n wedergebore kind van God is, en jou hart is skoon gemaak, dan is jy nie gemaklik met sonde nie. Dit pla jou. Dit grief jou. Dit dryf jou na God toe om te bid vir jouself en vir die mense om jou, in jou familie, jou kinders, jou kollegas, jou dorp, jou land. Een wedergebore persoon is deel van 'n splinternuwe lewe, 'n koninkrykslewe, 'n hemelse lewe, 'n vrede en 'n vreugde wat nie van hierdie wêreld is nie, en sonde kan net nooit weer aanloklik wees nie. Inteendeel, dit walg nou. Dit pla wanneer mense daarin voortleef. Dit pla ons wanneer 'n volk daarin verval. Dit pla ons wanneer familie geestelik veragter. Soos vir Habakuk. Habakuk het 'n probleem. Die verval van sy mense pla hom. Sy oë is moeg daarvan om die sonde van sy volk te aanskou. En dit is normaal vir iemand soos hy. Hy het met God ontmoet. Hy het die heiligheid van God begin verstaan. Hy het die leegheid van sonde gesien. Hy het die vernietiging van sonde gesien. En hy het een van die belangrikste kernwaarhede van hierdie lewe gesnap. Sonde is Satan se leë weergawe van vreugde en plesier. Kan ek dit weer sê? Sonde is niks anders as Satan se leë weergawe van vreugde en plesier. Dis al wat dit is. Dit beloof baie, maar bied min. Dit lyk goed aan die begin, maar aan die einde eindig dit altyd sleg, sonder uitsondering. En dit het hom verskriklik gepla dat sy mense dit nie kon insien nie. Die tweede waarheid. Habakuk se gesindheid teenoor God was reg. Verlede week het ek gesê dit is oukei om te worstel met dinge wat jy nie verstaan nie. Daar's nie 'n probleem daarmee om omgekrap te wees en na God toe te gaan in gebed en met God te worstel nie. Ons het verlede week gesien dat Habakuk se naam beteken vasgryp. Hy het God vasgegryp en het met God geworstel oor sy probleem. Dis oukei. Maar is nie oukei om in hierdie proses arrogant te wees nie. Dis nie oukei om in hierdie proses van worstel met God ongeskik te wees nie. Dis nie oukei om jou teen God te verhef net omdat jy nie verstaan nie. Luister weer na hoofstuk 2 vers 1 in die Engels. I will stand upon my watch and set me upon the tower, and I will watch to see what he will say unto me, and what I shall answer when I am corrected. Guzik skryf die volgende, hy sê,
Habakuk het 2 belangrike vrae gevra en albei met die regte gesindheid. Hy het 'n antwoord van God verwag en was bereid om te wag. Hy het nie gedemand nie. Hy het nie geëis nie. Hy het nie probeer beheer nie. Hy sê dikwels wanneer ons van God iets vra, verwag ons nie dat hy sal antwoord nie, maar Habakuk het. Ander kere verwag ons weer dat hy moet antwoord, maar ons vereis dat hy antwoord volgens ons tyd en ons skedule. Hy sê Habakuk was nie so nie. Hy het hierdie saak met die regte houding teenoor God benader. Wanneer 'n mens na die arrogansie van die moderne mens kyk, sien jy dat dit dikwels tot binne in die kerk gekom het. Die verbruikersmentaliteit en aandrang op goeie diens en beheer van baie moderne Christene het tot binne in ons geestelike lewens ingekom. Here, ek wil dit hê en ek wil dit nou hê. Jy moet vir my goeie diens lewer. Jy beter spring. Ek het gevra. Baie van ons jong mense, die nuwer generasies jong mense wat dink dat die lewe en God hulle iets skuld en wanneer hulle iets nie verstaan nie of nie van iets hou nie, dan kanselleer hulle dit mos. Die cancel culture. Ons kanselleer jou net, as jy nie die regte goed sê op Facebook nie, ons hou nie van wat jy doen nie, dan cancel ons jou. En hulle benader God op dieselfde manier. Ons verstaan nie, ons hou nie van wat hy hier skryf nie, die Ou Testament is te bloederig, ons cancel hom. Heeltemal die verkeerde gesindheid as jy met God te doen het. Asof God een van hulle Facebook-vriende is. Vriende, dis oukei om nie te verstaan nie. Dis ook oukei om nie van iets te hou nie. Maar is nie oukei om arrogant te wees teenoor die persoon wat jou en my geskep het. Dit is nie oukei om demanding te wees in die teenwoordigheid van die koning van die konings nie. Dit is nie oukei om te dink dat jy en ek die beste weet wanneer ons met die lewende God te doen het wat sterrestelsels in plek gesit het en wat die geheime van elke ster ken nie. Dis nie oukei nie. Habakuk deel met God sy frustrasie, oop en eerlik, maar hy doen dit met respek. Hy's nederig voor God en hy's oop vir korreksie, want hy besef dat hy net 'n mens is. Guzik sê die volgende, hy sê, Habakuk se houding was reg, omdat hy verwag het dat God hom kan korrigeer. Hieruit sien ons dat Habakuk nie hierdie vraag gevra het omdat hy gedink het hy kan verkeerd wees nie. Hy het dit gevra omdat hy geweet het dat hy kan verkeerd wees en verwag dat God hom kan regstel. Sy vraag was 'n uitnodiging aan God om te sê, ek verstaan nie wat u doen nie, maar ek weet dat u in alles reg is. Praat asseblief met my en korrigeer my waar ek verkeerd is. Heeltemal 'n ander gesindheid. Heeltemal 'n ander gesindheid. Daar is natuurlik die ander kant van die pendulum ook as dit kom by gesindheid en dit is die persoon wat God nader, maar nie met oortuiging nie, nie met sterk geloof en met verwagting soos Habakuk nie, maar halfhartig en liggelowig. Meyer, die kommentaarskrywer skryf, hy sê, hoe gereeld kom God se antwoorde wel, maar ons het reeds aanbeweeg. Ons het 'n rukkie gewag en toe gedink dat God nie gaan antwoord nie en toe beweeg ons aan. Hy sê ons was maar pas om die draai toe het God se antwoord gekom. Luister wat skryf hy verder. Hy sê sy skepe kom by ons hawens aan, maar daar's niemand meer om dit af te laai nie, want ons het reeds vertrek.
Dis nie genoeg, sê hy, om jou gebed net na God te rig nie. Kyk op en kyk uit totdat die seën van God op jou hoof neerdal. En dis waar dit verskil met Habakuk. Habakuk het God vasgegryp en hy was ernstig. Hy het gesê, ek gaan op daai muur sit en ek gaan wag tot God my antwoord. Of tot ek die Babiloniërs sien kom met my eie oë. Hy nader God met erns, maar nederig, en hy sê, Here, as ek verkeerd is, asseblief, as ek verkeerd redeneer oor hierdie saak, wys dit asseblief vir my. Die profeet Habakuk is vir ons 'n baie groot voorbeeld, vriende, ek is feitelik klaar. Die sonde en die ongeregtigheid van sy volk het hom verskriklik ontstel. Die geestelike agteruitgaan kon sy oë nie meer aanskou nie. En hy het met God in gebed hieroor gaan worstel. En hy het geworstel totdat God hom geantwoord het. Ek en jy wat na die kruisiging van Golgotha lewe, kan leer uit Habakuk se voorbeeld. Ook ons moet worstel met God oor die geestelike toestand van ons mense, van ons jong mense, ons ou mense wat hulle geld op die loterye uitgee en in dobbelhuise sit. Ons studente wat hoereer en dronkenskap alledaags vir hulle is. Ons moet voor die Here, ons moet voor God worstel vir dit. En sê, Here, asseblief doen iets. Dit kan nie so voortgaan nie. Ons moet worstel vir ons paas, die hoofde van ons gesinne, wat meer met sukses en rugby geplaas, as met die sieleheil van hulle eie kinders. As ons waarlik wedergebore is, moet en sal hierdie dinge ons pla en grief. Dit sal. Hy is ook vir ons 'n voorbeeld in hoe hy God nader met sy probleem. Sy frustrasies, sy nie verstaan nie, maar nooit vir een oomblik het Habakuk God genader met 'n verkeerde gesindheid nie. Hy het God vasgegryp met respek, met 'n nederige, leerbare hart, oop vir korreksie en teregwysing, geen arrogansie, geen entitlement by hom te bespeer nie. Hy was ernstig met God. Hy het God nie halfhartig genader of oppervlakkig nie. Hy het gewag totdat God hom antwoord en die saak vir hom begin sin maak. Mag die Here ons help, en hiermee sluit ek af, om harte te ontwikkel wat huil voor God oor ons eie sonde en die sonde van ons volk en ons mense, ons kinders, ons families, ons kollegas. En mag die Here ons help wanneer ons hom nader hieroor, om dit altyd, maar altyd met die regte gesindheid te doen, terwyl ons onthou, ons nader die Skepper van alles. Kom ons bid saam. Ons baie dinge in hierdie wêreld wat ons nie verstaan, Here. Ons sien nie soos U die volle prentjie nie. Ons sien maar net hier waar ons is. Maar ek bid vanmôre dat U in ons harte sal ontwikkel 'n las, 'n burden vir die agteruitgaan van ons mense, ons families, ons kinders, ons jong mense, ons kollegas. Wat dink dit is doodnormaal om elke naweek lekker dronk te wees. Wat dink dit is doodnormaal om buiteegtelike verhoudings te hê en te maak net soos wat hulle wil. Here, asseblief, help ons dat ons soos Habakuk, dat hierdie dinge ons sal grief en sal pla. Dat ons terwyl ons ry, terwyl ons waar ook al is, sal bid en sê, Here, besoek ons mense. Help ons mense om te sien. Open hulle oë. Maar wanneer ons kom en worstel met U, Here, dat ons dit altyd, maar altyd sal doen met erns en met die regte gesindheid, soos hierdie profeet. Dankie vir Habakuk se voorbeeld, Here.
Help ons. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.